Goeiemôre gemeente. Wat 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Welkom ook van my kant af en dankie oom Jan. Is dit nie wonderlik as 'n gemeente so as 'n familie kan saam bid en mekaar so kan bemoedig nie? Wat 'n wonderlike voorreg. Dit is maar altyd vir iemand wat hier voor staan, is dit 'n groot verantwoordelikheid. En baie keer moet ons woorde bring wat dalk moeiliker is, maar die Bybel moet in sy geheel van Genesis tot Openbaring gelees word. En baie keer is 'n harde woord daar om ook iemand se lewe te red. Net soos wat 'n lewensredder iemand uit die see uitred. En die see is 'n teken van die nasies, dis 'n teken van die wêreldse stelsel. So wanneer 'n lewensredder iemand uit die see uitred, dan red hy hom van die dood. En so moet ons na die hele Bybel kyk. So ek gaan vanoggend praat onderwerp van ontwaak uit die sluimering. Ontwaak uit die sluimering, 'n reis na ware gehoorsaamheid. En dit is 'n voortsetting van die boodskap wat ek so 'n paar weke terug begin het toe ek gepraat het oor die slapers. En die slapers is die wat nog nie hulle harte aan die Here gegee het nie. En vanoggend praat ons oor die sluimering. Maar voor ek begin, wil ek net eers 'n bietjie vir julle 'n paar dinge vertel van hoekom ek dink die boodskap so belangrik is. As ons in die Bybel kyk na die volk van Israel, dan gebruik die Heilige Gees 3 tipe bome om ons te vertel van die geskiedenis van Israel en spesifieke eienskappe van Israel. So hy gebruik die wingerdstok, hy gebruik die vyeboom en hy gebruik die olyfboom. Nou ons ken almal die storie van die grondeienaar wat 'n wingerd geplant het en hy het die wingerd omheind en hy het die wingerd aan 'n landbouer uit verhuur om dit te bewerk. En toe die vrugte nou reg is, toe soek hy sy opbrengs en die landbouers wat dit nie vir hom gee nie. En so stuur hy van sy slawe een vir een om sy opbrengs te gaan haal. En die eerste een word geslaan, die tweede een word doodgemaak, 'n derde een word gestenig. En so op die einde dink hy, maar as ek my seun stuur, dan sal hulle vir my opbrengs gee. En so maak hulle sy seun dood. En dis 'n prentjie van Israel in die tyd toe Jesus hier op die aarde was, waar die landeienaar is 'n prentjie van God. Die landbouers is 'n prentjie van die volk Israel. Die wat gestuur word is die profete en Jesus is die seun wat doodgemaak word. En dit skets vir ons daai prentjie van Israel in daai tyd. En dan gaan ons nou reguit aan tot op die einde in Openbaring, daar in Openbaring 11. Sien ons die prentjie van die 2 olyfbome. En daai 2 olyfbome praat van die 2 getuies wat daar in Jerusalem staan en getuig. So hier in die begin sien ons 'n prentjie van Israel in die land en daar in die einde sien ons 'n prentjie weer waar God sy fokus draai na die volk van Israel. Maar hier in die middel is die tyd van die kerk, is die kerkera. En hierdie tyd word ingelyf deur 'n teken van die vyeboom. So ons ken die storie van Jesus wat die vyeboom daar sien staan vol blare, wat 'n prentjie is van Israel wat in die land is. Vol blare, maar die vyeboom het nie vrugte nie. Hulle erken nie hulle eie Messias nie. Hulle dra geen geestelike vrugte nie. En Jesus kom en hy bestraf daai boom en die boom gaan dood. En dis ook 'n teken van Israel wat dan oor die hele wêreld versprei word met tyd. En dan draai God vir daai tyd sy fokus na die kerk. En die kerk van Handelinge begin. En so betree ons die kerkera. Maar dan in Matteus 24 sien ons die hele Matteus 24 praat van die eindtyd. Verse 1 tot 15, 14 praat van die eindtyd soos wat dit te doen het met die nasies. En dan van 15 tot 31 praat oor die eindtyd met betrekking tot die land Israel. En dan van 32 tot 51 handel dit oor die eindtyd soos wat dit betrekking het op die kerk. En in daai gedeelte sê dit vir die kerk, hou die vyeboom dop. Wanneer die vyeboom se takke weer sag raak en weer blare begin dra, weer dan na daai generasie sal al hierdie dinge sien waarvan gepraat word in Matteus 24. So wat dit vir ons sê is, Israel is terug in die land. Israel is terug in Jerusalem.
Net soos in die tyd van Jesus, dra die vrye boom weer blare. Die tyd is min. Die kerkera is besig om vinnig tot 'n einde te kom. En wat sê die Bybel vir ons? Werk terwyl jy lig het. Want daar gaan weer tyd kom waar nie meer lig gaan wees nie. En hierdie is nou die tyd vir ons om te werk. So dit is die agtergrond van my boodskap en hoekom dit so belangrik is. So ek gaan die skriflesing vir ons lees en dan gaan ons net open met gebed. Die skriflesing kom uit Matteus 7 vers 21 tot 31. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf nie, het ons nie in U naam baie wonders gedoen nie. En dan sal ek openlik aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk, of julle werkers van ongeregtigheid, baie dankie Wim. So kom ons maak dit ons oë toe, dan bid ons net gou. Hemelse Vader, U woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad. En terwyl ons vandag na hierdie ernstige waarskuwing uit die mond van Jesus self luister, vra ons dat U Heilige Gees ons harte sal deurdring. Help ons om die waarheid te hoor en te verstaan en om onsself opreg te ondersoek en in gehoorsaamheid te wandel. Ons bid dit in Jesus naam. So broers en susters, hierdie is seker die mees vreesaanjaende woorde wat enige mens kan hoor. Ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Hoekom is dit so vreesaanjaend? Want dit kom uit die mond van Jesus wat op sy troon sit. Hy is die regter op hierdie stadium. En dit behels ons ewige bestemming en is finaal. Daar's geen omkeer hier nie. So hierdie woorde is 'n verskriklike werklikheid vir diegene wat dink dat hulle op pad hemel toe is, maar eintlik buite die koninkryk staan. En hulle sal eendag met skok en ontsetting agterkom dat hulle hele godsdiens net 'n klug was. En hierdie waarskuwing is nie vir buitestanders nie, dis vir mense wat betrokke is by die kerk, wat sê Here, Here. Dis mense wat dink dat hulle Jesus dien en selfs wonders doen. Maar Jesus sê vir hulle, ek het julle nooit geken nie. So daarom is dit noodsaaklik dat elkeen van ons met absolute sekerheid weet, gaan hierdie woorde oor ons gespreek word, al dan nie. En die vraag is, kan ons dit weet? En die antwoord is ja, beslis. Die woord is baie duidelik hier rondom. So ek wil vanoggend kyk na 3 subonderwerpe wat hierdie skrif vir ons 'n bietjie gaan oopbreek. Die eerste ene is ongeregtigheid, want ongeregtigheid is die hart van misleiding. Die tweede een is die koninkryk van God se heerskappy van geregtigheid. En dan volharding, want in Openbaring 3 sien ons telke mare daar waar die engel aan die kerke skryf, sê hy daar aan elke einde van daai kerk se gedeelte sê hy, hulle wat oorwin, hulle wat volhard tot die einde, sal die beloning ontvang. So ek wil net weer eens bevestig, hierdie boodskap is nie vir ateïste nie. Dis nie vir agnostici nie. Dis vir mense wat betrokke is in die kerk. Dis vir mense wat in bedieninge is, wat selfs wonderwerke doen. Maar hulle mag dalk nie besef dat hulle nie ooreenstemming met God se wil leef nie. So kom ons kyk na ons eerste onderwerp, ongeregtigheid. Matteus 7 vers 23. Werkers van ongeregtigheid sal nie die koninkryk van God betree nie. So die Griekse woord hier vir werkers is 'n werkwoord. Dis die woord ergazomai. Dit beteken om te arbei, om uit te voer. So hierdie is nie net mense wat geassosieer word met ongeregtigheid nie. Hulle is aktiewelik betrokke met ongeregtigheid. En dan die woord ongeregtigheid is die woord anomia. Anomia beteken sonder die wet of teen die wet. In Engels is dit lawlessness. So hier word gepraat van workers of lawlessness. So die ironie hier is dat hier's mense wat Here, Here roep. Hulle beroem hulle op God, hulle godsdienstige aktiwiteite. Maar Jesus noem hulle werkers van ongeregtigheid. Hulle dink hulle dien God, maar in die waarheid oortree hulle sy wet. En hoekom is dit so? Dis omdat hulle 'n uitwendige vertoning van godsdiens het, maar nie die inwendige realiteit nie. Hulle het 'n skyn godsdiens wat geen krag het nie. Hulle sê Here, Here, maar hulle gehoorsaam hom nie.
So ek wil nou na 'n paar voorbeelde in die Bybel kyk, 'n paar plekke wat vir ons 'n bietjie hierdie ongeregtigheid uitbeeld. Die eerste daarvan is Openbaring 3 vers 1 waar Johannes aan die kerke skryf en hier skryf hy aan die kerk van Sardes. En die engel sê vir die kerk van Sardes: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood. So hierdie was 'n kerk wat die reputasie gehad het, die naam gehad het dat hulle leef, van buite af het hulle voorspoedig gelyk, hulle was besig, baie aktiwiteite. Maar Jesus wat die harte van mense ken, sê, maar julle is dood. En ons weet 'n kerk word opgemaak deur mense, so wanneer die mense begin doodgaan in 'n kerk, gaan die kerk dood, 'n kerk gaan van binne af dood. Dooie mense konstitueer 'n dooie kerk. Die tweede voorbeeld is daar in Hosea 8 vers 1 en 2. En hier skets die profeet 'n prentjie van 'n aasvoël wat bo die tempel sirkel aan die volk. En ons weet waar 'n aasvoël is iets dood of iets besig om dood te gaan. So hy skets hierdie prentjie van die aasvoël bo die tempel. So hierdie plek van aanbidding word geskets as 'n plek waar dit geestelik dood is. En luister wat is die volk se reaksie dan in vers 2. Hulle sê: My God, ons Israel ken U. Net soos wat hulle in Matteus 7 sê: Here, Here. Hulle verklaar ons ken U, Here. Maar die aasvoël verkondig die waarheid. So in Lukas 6 vers 46 sê Jesus self: Waarom noem julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie? Dis 'n direkte teenstrydigheid om te sê om Jesus jou Here te noem en nie sy woord te gehoorsaam nie. As hy waarlik jou Here is, sal jy hom gehoorsaam. So hierdie gedeelte van ons Matteus 7 vers 23 word vooraf gegaan daarvan vers 15 tot 20 in Matteus 7 deur waarskuwings van valse profete. En dan sê dit daar aan hulle vrugte sal julle hulle ken. So dis nie wat iemand sê wat belangrik is nie, maar wat hulle doen. So die werkers van ongeregtigheid het die uiterlike voorkoms dat hulle aan die kudde behoort en deel is van die kudde, maar innerlik is hulle wolwe in skaapklere. Hulle mislei en verslind die gemeente. Hulle kan Here, Here roep en selfs wonders doen, maar Jesus sê vir hulle: Ek het julle nooit geken nie. En dan in Matteus 25 sien ons die gelykenis van die 10 maagde. En hier sien ons al 10 hierdie maagde het lampe gehad. Hulle het die uiterlike teken gehad dat hulle voorbereid was, dat hulle reg was vir die bruidegom se koms. So daar was 'n verwagting met al 10, maar 5 was wys en 5 was dwaas. So wat was die verskil? Die 5 wyse maagde het addisionele houers gehad met olie in. So hulle was daar, they were in it for the long run. Hulle het 'n volgehoue verhouding gehad. Hulle was bereid om lank te wag. Die ander dwaase maagde het net die bietjie olie gehad in hulle lampe. Is net die skyn gewees. En toe hulle olie opraak, toe vra hulle vir die wyse maagde: "Gee ons van julle olie," en hulle sê: "Maar dit is nie genoeg nie, gaan koop vir julle olie." En terwyl hulle weg is, kom die bruidegom. En dit is baie interessant. Luister baie mooi wat sê hierdie dwaase maagde toe hulle daar terugkom aan die deur klop. Dit klink omtrent presies dieselfde wat Jesus sê in Matteus 7. So hier sê hy in Matteus 25, die maagde kom terug, hulle klop aan die deur, hulle sê: "Here, Here, maak vir ons oop. Here, Here, dis ons, maak vir ons oop." En dan sê die bruidegom: "Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie." So hier is nog 'n les om te leer uit hierdie storie, en dit is die koste van geestelike voorbereiding. Die feit dat hierdie dwaase maagde moes olie gaan koop, daar's 'n koste. So hierdie koopmetafoor suggereer vir ons dat disippelskap vereis toewyding en oorgawe. Geestelike vorming behels die investering van jouself. Genade is goedkoop. Is gratis, maar nie goedkoop nie. En dan in Johannes 15 vertel Jesus vir ons die storie van die wingerdstok en die lote. Ek is die wingerdstok, julle is die lote. So hier beklemtoon hy weer die afhanklikheid van ons aan hom. Ons kan niks uit onsself doen nie. Die wingerdstok, ons moet aan die wingerdstok verbonde bly om vrugte te dra. Want lewe vloei deur die wingerdstok na die lote. As ons afgesny is van die wingerdstok, dan is ons vrugteloos. So daar's baie wat sê dat hulle deel van die wingerdstok is.
Maar dit is eintlik soos los lote wat langs die wingerdstok lê. Dooie lote wat nie vrug kan dra nie, want hulle is nie verbonde aan die wingerdstok nie. En dan wil ek net 'n ander metafoor gebruik wat ek raak gelees het van die antieke tyd toe die Romeinse beeldhouers, as hulle beelde gemaak het met hulle hamertjies en buiteltjies, sê maar uit 'n blok marmer of uit 'n groot steen, dan sal hulle nou hierdie standbeeld van 'n keiser of 'n Caesar of wat ook al vorm, en dan het hy miskien 'n fout gemaak en hy chip 'n stukkie van die beeld se oor af. En nou is daar 'n gat in hierdie oor, en hoe maak hy dit nou reg, want dis 'n soliede stuk klip. En dan het hulle blykbaar gegaan en hulle het hierdie klip fyn gemaak in 'n poeier, en dan het dit gemeng met was. En met hierdie mengsel het hulle dan weer hierdie oor reggemaak. Maar as hierdie beeld buite kan staan en die son skyn daarop, dan smel daai was en dan val daai stukkie af. En dis presies wat hier gebeur met die werkers van ongeregtigheid. Ons sien in Psalm 68 vers 3, soos wat was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Wanneer die lig van Jesus sy aangesig op die lewens van hierdie mense skyn, dan smel die fasade weg en dan word hulle blootgelê. Kontrasteer dit nou met wat daar in die tuin van Getsemane gebeur, waar Judas vir Jesus verraai en Petrus pluk sy swaard uit en hy kap Malchus se oor af, wat die diensknegt van die hoofpriester is, en Jesus gaan en hy vat die oor en hy genees die oor. En daar sien ons die krag van die Heilige Gees versus die fasade van was. So die eerste aksie van ongeregtigheid gebeur eintlik al daar in die tuin van Eden. Toe God die eerste wet gee en hy sê vir Adam en Eva van hierdie boom van die kennis van goed en kwaad mag julle nie eet nie, en hulle eet van die boom en daar word wetteloosheid gebore. En dan sien ons in Jakobus 2 vers 10, sê Jakobus daar vir ons, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan alles skuldig geword. So ons weet, dit is onmoontlik vir ons om die wet te onderhou. As jy sou kon, as jy die hele wet kon onderhou, elke deel van die wet, jou hele lewe lang, sonder om ooit te struikel, sou jy gesien geword is regverdig, maar dit is onmoontlik. So as jy in een ding struikel, so die wet wys ons na ons sondigheid en dit wys ons na die behoefte aan 'n verlosser. Nou wil ek net gou vir julle 'n stukkie lees. Dit is 'n gedig wat geskryf is op klipstene daar in Duitsland by die kathedraal van Lübeck. En hierdie gedig is, ek het dit nou vertaal in Afrikaans, maar die gedig is geskryf aan die werkers van ongeregtigheid. En dit kom uit die mond van Jesus. So dit is geskryf asof Jesus hier praat. En dan sê dit, julle noem my meester en gehoorsaam my nie. Julle noem my lig en sien my nie. Julle noem my die weg en wandel nie daarin nie. Julle noem my lewe en begeer my nie. Julle noem my wys en volg my nie. Julle noem my mooi en bemin my nie. Julle noem my ryk en vra my nie. Julle noem my ewig en soek my nie. Julle noem my genadig en vertrou my nie. Julle noem my edel en dien my nie. Julle noem my magtig en eer my nie. Julle noem my regverdig en vrees my nie. As ek julle veroordeel, blameer my nie. So hierdie woorde vang die wese van ons teks op. Die ironie is, mense wat Here, Here roep, maar hom nie gehoorsaam nie. En Jesus sê self, waarom noem julle my Here, Here en doen nie wat ek sê nie? En daar in Romeine 8 vers 14 sê dit, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. So, God se manier van geregtigheid is nie om te soeg nie, dis om oor te gee. Dis wanneer jy aan die einde van jou eie kragte kom en oorgee in die Heilige Gees en wedergebore word, dit is wanneer jy die geregtigheid betree. So ons sien dus dat enige iemand wat nog nie hierdie tweede wedergeboorte in die Gees van God beleef het nie en deurgegaan het nie, bly in die waarheid onder die wet en is dus 'n werker van ongeregtigheid, want niemand kan die wet onderhou nie. Maar as ons wedergebore is in Christus, sê Romeine 6 vers 14 vir ons, die sonde het nie meer seggenskap oor julle nie, want julle staan nie onder die wet nie, maar onder die genade. En John sal seker halleluja sê op daai ene.
Dankie. Okay, so ons het nou gekyk na ongeregtigheid. Kom ons kyk gou na die koninkryk. Tweede onderafdeling. Jesus se bediening op aarde was een van sy sentrale boodskappe was Matteus 4 vers 17. Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En hierdie koninkryk is nie net die fisiese koninkryk wat gaan kom daar in Jerusalem waar Jesus uit die stad self gaan regeer nie. Die koninkryk is reeds nou hier, in en deur die kerk. Oral waar God se wil gedoen word in en deur sy kerk is die koninkryk reeds hier. Nou die filosofe het 5 vlakke van koninkryk of van regering gedefinieer. Van die beste tot die slegste. En hulle sê heel bo is 'n monargie. En 'n monargie is die heerskappy van een goeie man. En dan het jy 'n aristokrasie. Dis 'n heerskappy deur 'n paar goeie mans. En dan het jy 'n demokrasie wat die heerskappy is van die volk. En dan het jy 'n oligargie wat 'n heerskappy is van 'n paar slegte mans en dan 'n tirannie wat 'n heerskappy is van een slegte man. So wat ons hierso sien is dat ons sien 2 pole. God regeer as 'n goeie koning in 'n monargie wat gebaseer is op geregtigheid. Die duiwel, Satan, regeer as 'n slegte koning in 'n tirannie wat gebaseer is op ongeregtigheid. Die een pool is geregtigheid en die ander pool is ongeregtigheid. So Jesus sê vir ons dat nie almal die koninkryk sal binnegaan nie. En dan sê hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, hy sal die koninkryk ingaan. Hy wat die wil van my Vader doen, sal die koninkryk ingaan. So wat beteken dit? Beteken dit dat ons in die koninkryk ingaan deur werke? Beslis nie. Johannes 6 vers 40 sê vir ons wat dit beteken. Dit is so mooi. Dit is die wil van my Vader. Dit is die wil van my Vader. Dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. So die primêre wil van God is dat ons in Jesus moet glo. In Johannes 3 vers 3 beamoed dit waar dit sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So ons benodig geestelike wedergeboorte. Maar geloof is nie net passief nie. Jakobus 2 vers 17 sê vir ons, 17 skuis, so is dit ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. So kom ons kyk nou 'n bietjie na hierdie koninkryk. Die koninkryk is daar baie rolle. Jesus is ons verlosser, Jesus is ons koning, Jesus is ons priester en ons het ook rolle in hierdie koninkryk. So ons sien daar in die boek van Rut waar Boas vir Rut en Naomi verlos uit armoede uit. En Boas trou met Rut en hy bring haar in sy familie in. Hy gee vir haar nageslag 'n erfenis. En net so kom Jesus en hy word mens. Dat ek net eers dit sê. So Boas word beskryf as 'n bloedverwante verlosser. In Engels is dit 'n kinsman redeemer, in Hebreëus is dit 'n goel. So hy was Rut en Naomi se kinsman redeemer. En Jesus word mens sodat hy ons bloedverwante verlosser kan word. Ons sien dit daar in Hebreërs 2 vers 14. Hy betaal die prys vir ons verlossing in 1 Korintiërs 6. Hy koop ons terug van slawerny tot kindskap in Galasiërs 4 vers 5. En hy herstel ons erfenis wat deur sonde verlore gegaan het in Efesiërs 1 vers 13. En dan in Openbaring 19 vers 7 neem hy ons as sy bruid. So Christus vat ons van vervreemding tot burgerskap, van armoede tot rykdom, van 'n heerskappy van tirannie na 'n heerskappy wat 'n monargie is met 'n goeie koning van geregtigheid. Maar Jesus is ook ons koning en ons hoëpriester. Hebreërs 5 sê vir ons hy is aangestel as ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. So dit beteken hy is beide 'n priester en 'n koning. Die eerste koning Saul en Samuel het spesifieke rolle gehad. Die koning kon nie offers gebring het in daai tyd nie. Toe Saul ongeduldig raak met Samuel en offer, was dit een van die redes dat sy koninkryk skade gely het. Maar hier word Jesus aangestel as ons koning en ons priester. So hy regeer as ons koning oor ons lewens in geregtigheid.
En as priester maak hy vir ons voorspraak by God in die regterhand van God. So hierdie dubbele rol is baie belangrik. Want hy is nie net ons redder nie, maar hy is ook ons koning. So hy verwag nie net ons geloof nie, maar hy verwag ook ons gehoorsaamheid. In hierdie koninkryk, dis 'n monargie, hy's 'n koning. Ons is in daai koninkryk, hy verwag ons gehoorsaamheid. So wat is ons rolle as burgers in hierdie koninkryk? Wel, 1 Petrus 2 vers 9 sê vir ons, dit is 'n koninkryk van priesters, dit is 'n koninklike priesterdom. Ons is geroep om God se verlossingsdade te verkondig, 1 Petrus 2 vers 9. Ons moet onsself bring as lewende offers in Romeine 12 vers 1. En ons het nou by ons selgroep, toe sê iemand daar, dat ons gebed moenie wees, Jesus, kom doen u wil in my lewe nie. Dit moet wees, Jesus, my lewe vir u wil. Dit is 'n opoffering, ons lewe neer, soos wat Jesus sy lewe aan die kruis neergelê het, lê ons lewe neer op die altaar. In Hebreërs 13 vers 15, ons bring lofoffers van ons lippe, en dan in 1 Petrus 2 vers 5, ons word opgebou as lewende stene. So ek wil net so rukkie stil staan hier by lewende stene in 1 Petrus 2 vers 5, en dis kardinaal belangrik. Die vers lees so: En word julle ook soos lewende stene opgebou as 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Soos weet in die fisiese wêreld kan jy geboue en strukture bou met dooie klippe, maar God bou sy koninkryk op met lewende stene wat lewend gemaak is deur die Heilige Gees. So ons word saamgebou tot 'n geestelike huis. Die kerk is 'n lewende organisme waar elkeen van ons 'n plek het, 'n funksie het en 'n doel het. Elkeen van ons. So ons is nie ontwerp om alleen te staan nie. Ons is ontwerp om saam te staan in hierdie geestelike huis, 'n klip wat anders as jy soos 'n klip wat langs die gebou lê, wat geen doel het nie. Maar dan is daar 'n merkwaardige ding wat uitspeel in Lukas 19 vers 40. Die disippels is hier besig om vir God te loof, vir Jesus te loof en prys. En dan sê die fariseërs vir Jesus, maak hulle stil, en dan sê Jesus vir die fariseërs, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Hierdie het 'n baie diep betekenis vir ons as lewende stene. Dis ons primêre doel om God te verheerlik en sy verlossingsdade te verkondig. As ons stil bly en nie die evangelie verkondig nie, dan sal selfs die lewelose klippe uitroep. Dink daaraan, hierdie God wat die hemele en die aarde geskape het, wat die Rooi See oopgemaak het sodat Israel daardeur kon loop op droë grond, wat die see stil gemaak het vir die disippels met sy woorde, die wind laat lê het en die weerlig laat weggaan het. Hy kies om deur ons as lewende stene homself te openbaar aan hierdie wêreld. As ons versuim om dit te doen, dan sal selfs die lewelose skepping uitroep. Dis 'n ernstige gedagte. Ons as gelowiges moet die evangelie verkondig. Anders sal God minder waarskynlike middele gebruik om dit te doen. Nou, daar is eintlik al 'n voorbeeld hiervan in die Bybel. Ons sien dit daar in Matteus 27 vers 51 tot 53 met Jesus se kruisdood. Ons weet dat daar was 'n totale sonsverduistering. Die hemele het donker geraak en dan sê dit en die aarde het gebewe. Die rotse het geskeur, die grafte het oopgegaan. Baie liggame van dooie ontslape heiliges het opgestaan. En in vers 54 en die Romeinse soldaat sê, waarlik, hy was die seun van God. So die hemele het donker gegaan. Dit was nie 'n gewone sonsverduistering nie. Sonsverduistering is 'n paar minute. Hierdie was 3 ure lank. Die hemele het uitgeroep, waarlik, hy is die seun van God. Waar was die disippels? Die disippels was nie daar nie, een was daar. Maar daar was 'n aardbewing en die aarde het uitgeroep, waarlik, hy is die seun van God. Waar was die kerk? Was nie daar nie. Maar die klippe het geskeur en uitgeroep, waarlik, hy is die seun van God. Waar was die Sanhedrin, die Fariseërs, die Sadduseërs? Was nie daar nie. Maar die voorhangsel het geskeur en gesê, waarlik, hy is die seun van God. Waar was die wat kon sien, wat blind was? Wat kon hoor, wat doof was? Waar was die wat hy uit die dode opgewek het?
was nie daar nie. Maar die grafte het oopgeskeur en die dooies het opgestaan en hulle het geproklaim, waarlik, hy is die seun van God. En hier in die einde, selfs die Romeinse soldate wat hom vasgeslaan het daar aan die kruis, sê waarlik, hy was die seun van God. So die vraag aan ons as kerk is, gaan ons hierdie roeping as lewende stene volbring, of gaan die klippe moet uitroep, waarlik, hy is die seun van God. En hierdie prentjie gebeur weer. Dit gebeur weer daar in Openbaring 6, waar die 6de siel oopgemaak word. En dan weer sien ons die sonsverduistering, ons sien weer die aardbewing, ensovoorts. En dis hoekom Jesus vir ons sê, werk terwyl daar lig is. Werk terwyl daar lig is. Ons derde onderafdeling, volharding. So alhoewel ons weet dat ons deur geloof in die koninkryk inkom, moet ons volhard in daardie geloof. Jesus sê dat daar sal baie wees wat hom eers navolg en later afvallig sal raak. Lukas 14 vers 28 sê, want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers die koste bereken of hy genoeg het om dit te voltooi nie. So disippelskap het 'n koste. Dit verg opoffering, toewyding en volharding. Die probleem met die werkers van ongeregtigheid is dat hulle nie bereid is om die volle koste te betaal nie. Hulle wil die voordele van die koninkryk hê, maar nie die opofferings nie. Handelinge 14 vers 22 sê vir ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Die Christelike pad is nie altyd maklik nie. Dit behels stryd, versoekings en beproewings, maar Jesus sê vir ons, hy sal met ons wees tot aan die einde. En dan wil ek net weer 'n oomblik stil staan by 'n ander baie belangrike konsep. So ons teksvers sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Hierdie woord ken is van kardinale belang. Ons weet in die moderne wêreld, as ons praat van ken, dan is dit 'n blote intellektuele kennis van iets, of dit is 'n bewustheid van feite, maar die Bybel hier praat van 'n veel dieper beginsel. In die Ou Testament word die Hebreëse woord yada gebruik. En yada beskryf die mees intieme verhouding tussen twee persone. Genesis 4 vers 1 sê, en Adam het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar. So hierdie kennis nie 'n blote ontmoeting of 'n kennismaking nie. Dit verteenwoordig die diepste moontlike intieme eenwording tussen twee persone. In die Nuwe Testament, in die Griekse teks word die woord genosko gebruik en dit beteken dieselfde. So wat sê hierdie teks? Wanneer Jesus sê ek het julle nooit geken nie, beteken dit nie ek weet nie wie julle is nie. Dit beteken nie ek herken jou nie. Dit beteken ek het nooit 'n intieme persoonlike verhouding met jou gehad nie. Jy was nooit werklik myne nie. Dit is baie interessant. Die bekende evangelis Billy Graham het by een van sy crusades toe sê hy, toe hy 'n jong man was hy baie betrokke by die kerk, hy was 'n lidmaat van 'n kerk, hy was die president van die jeugbediening, en dan sê hy in sy eie woorde, maar ek het Jesus nie geken nie. Hy het al die fasade gehad, hy was betrokke, maar hy het Jesus nie geken nie. 'n ander baie belangrike, of 'n baie bekende voorbeeld is Saulus van Tarsus, die fariseer van fariseërs wat onder Gamaliel gestudeer het. Wie het die Bybel so goed geken soos Saulus? Niemand nie. Hy was baie godsdienstig, hy was baie betrokke in die kerk en hy was passievol van wat hy gedoen het. En daar loop hy op die pad van Damaskus met briewe in sy sak om die mense daar in Damaskus te gaan arresteer en in boeye terug te vat na Jerusalem toe. Passievol. En hy word omvou daar deur die lig van Jesus. En hoor wat sê hy? Hoe hartseer is dit? Wie is u, Here? Hierdie man wat die Bybel ken soos niemand anders hom ken nie. Hierdie man wat passievol is, wat geklee is in fariseërsklere. Almal weet wie hy is, baie betrokke by die kerk. Hy ontmoet sy verlosser en hy sê, wie is u? Hy ken hom nie. En ek kan self ook daarvan getuig in my eie lewe, ook baie betrokke by die kerk gewees vir baie lank, maar om eers later in my lewe regtig geken. So die huweliksmetafoor is eintlik vir ons 'n baie mooi prentjie
om hierdie konsep van ken werklik te kan verstaan. In die Ou Testament beskryf die woord Israel as God se vrou. En ons sien daar in Jeremia 2 vers 2 sê God, ek onthou nog die toegeneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy my gevolg het in die woestyn. Hosea praat van die tragiese huwelik waar Israel gehoreer het met ander gode. In die Nuwe Testament word die kerk beskryf as die bruid van Christus in Efesiërs 5 vers 25. En in Openbaring 19 vers 7 lees ons van die bruilof van die lam. So die huwelik leer ons van hierdie verhouding, hierdie kenverhouding met God. Eerstens, dit moet eksklusief wees. Onverdeelde toewyding. Jakobus 4 vers 4 sê vir ons egbrekers en egbreeksters, weet julle dan nie dat vriendskap met hierdie wêreld vyandskap teen God is nie. Dit moet intiem wees. God soek nie godsdienstige rituele nie. Hy soek hartsgemeenskap. Hy wil hê ons moet hom ken soos 'n vrou haar man ken. Dit moet verbondsmatig wees, net soos in 'n huwelik waar daar wederwysige regte en verpligtinge is. En dan laastens, dit moet vrugbaar wees. Net soos wat 'n huwelik lewe voortbring, moet ons verhouding met Jesus vrugte voortbring. So dink nou weer aan hierdie skyngelowiges wat sê hulle ken Jesus. Dis soos iemand wat sê hy ken 'n baie bekende persoon, hy het dalk sy autobiografie gelees, maar hy het hom nooit ontmoet nie, hy ken hom. Johannes 17 vers 3 sê vir ons, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. So die kern van die ewige lewe is nie 'n blote plek of 'n toestand nie, dis hierdie kenverhouding met Jesus Christus. En daarom sê hy in Johannes 10 vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my skape, en ek word deur my skape geken, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. So kom ons vat nou daai woordjie ken, en ek vervang hom met liefde, dan sal dit so lees. En ek is die goeie herder, en ek het my skape lief, en ek word deur my skape liefgehê, net soos die Vader my lief het, en ek ook die Vader lief het, en ek lê my lewe af vir die skape. Maar Jakobus 2 vers 18 sê ook vir ons, wys my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof wys. So ware geloof word bewys ook deur werke van gehoorsaamheid. In Matteus 25 waar Jesus die bokke van die skape skei, dan praat hy hier met die skape, die gelowiges, dan sê hy, honger is het julle gevoed, dorstig is water gegee, vreemdelinge verwelkom, naaktes geklee, siekes en gevangenes besoek. En hierdie is nie werke wat verlossing verdien nie, maar is bewyse van verlossing wat reeds deur geloof ontvang is. So broers en susters, in slot, die woorde van ons teks is 'n ernstige waarskuwing. Daar sal baie wees wat dink hulle is op pad na die hemel toe, net om te ontdek dat hulle Jesus nooit geken het nie. Is ons dalk een van hulle? Is ons Christendom net 'n uiterlike vertoning, 'n sondagse masker, of is dit 'n lewende, dinamiese verhouding met Jesus? En hier is 'n paar aanwysings wat ons kan na kyk om ons te help om hierdie vraag te beantwoord. Geestelike wedergeboorte. Het ons werklike ervaring van geestelike wedergeboorte in Christus gehad? Is ons gevul met die Heilige Gees, wedergebore? Het ons 'n voortdurende verhouding, 'n daaglikse gemeenskap met Christus, in sy woord, in gebed? Is ons verbonde aan die wingerdstok? Dra ons vrugte van die Heilige Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing? Is ons gehoorsaam aan die woord, nie uit pligsbesef nie, maar uit liefde? Het ons 'n liefde vir ons medegelowiges en het ons werklik 'n besorgdheid oor die verlorenes daar buite? En volhard ons in beproewing, selfs as dit moeilik gaan. Hier is hierdie bekende storie wat ek dink baie van julle ken, van die ou dominee wat gaan kyk het na 'n baie bekende akteur wat gedigte voorgedra het. En hierdie akteur het daar voorgestaan en hy het gedigte voorgedra en dit was toejuiging die hele tyd want hy het so goed gedoen. En die dominee steek op 'n stadium sy hand op en hy sê,
sal jy asseblief vir ons Psalm 23 voordra. En gelukkig ken die akteur toe Psalm 23 en hy staan daar voor en hy dra Psalm 23 voor met perfekte diksie en met emosie en toe hy klaar is, daar geweldige toejuiging en handeklap. En toe dit nou bedaar het, toe draai die akteur na die dominee en sê vir hom, Dominee, wil jy nie dalk ook vir ons Psalm 23 voordra nie? En die dominee loop vorentoe en met 'n baie bewerige, sagte stem dra hy Psalm 23 voor. En toe hy klaar was, toe staan doodse stilte. Geen ander klap nie. Almal se oë vol trane, almal aan die huil. En die akteur staan op, self trane in sy oë en hy sê, ek ken Psalm 23, maar hierdie man ken die herder. So die vraag aan ons vanoggend is, ken ons die herder? Nie ken ons van hom nie weet ons van hom nie, maar ken ons hom persoonlik? Het jy 'n lewende persoonlike verhouding met Jesus Christus? Die verse wat volg op ons teksvers daarvan Matteus 7 van vers 24 af, sê dit, en elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. En ons weet hierdie rots is Jesus, die hoeksteen van die kerk, die hoeksteen van ons lewe. Hierop moet ons lewe bou. Ons sal almal eendag voor God staan. En wat gaan Jesus se woorde aan jou en aan my wees? Gaan hy sê, ek het jou nooit geken nie? Of gaan hy sê, kom geseënde van my Vader, beerf die koninkryk wat vir jou berei is, van die grondlegging van die aarde af. Die keuse is ons in, ontwaak uit jou sluimering, bekeer jou, glo in Christus, volg hom met jou hele hart en volhard tot die einde. Mag God ons genadig wees om wakker te bly, waaksaam te bly en getrou te bly. Kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, U het ons vandag deur U woord gewaarsku om nie tevrede te wees met 'n uiterlike godsdiens nie. Ondersoek ons harte, Vader, en wys ons enige valse pad in ons. Lei ons in U waarheid. Here Jesus, ons wil nie net Here, Here roep nie, maar ons wil werklik U gehoorsaam, ons wil U werklik ken. Help ons om aan U verbonde te bly, soos wat die lote aan die wingerdstok verbonde is, sodat ons vrugte kan dra wat U behaag. Heilige Gees, waak oor ons geestelike lewens. Laat ons nie insluimer en nalatig word nie. Hou ons wakker en waaksaam. Ons bid dit in Jesus naam.